Nou, goeiemôre vriende, ons vertrou dat dit goed gaan met u en dat dit goed gaan met u geliefdes, dat u 'n goeie nag se rus gehad het en dat u ook vanmôre opgestaan het met 'n lied in die hart, omdat u weet dat die Here leef en dat hy ook vir ons 'n plek gaan voorberei en van ons gesê het dat hy sal kom om ons weer te kom haal. As u vanmôre weergeborene is, het u geen rede om droewig te wees nie, het geen rede om hartseer te wees, in die sin dat u by moedverloorse vlakte kan wees nie. Want die Bybel sê vir ons, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou vriende, dit is so, ons raak baie keer moedeloos, daar kom tye van beproewing oor ons pad, en daar kom tye waar ons val en struikel, en baie keer wat ons net voel, is daar regtig lig aan die einde van die tonnel. Maar kan ek u vanmôre verseker, dat die Here is op die troon van die hemel, en deur sy gees regeer hy in ons harte, en hy sê vir ons ook, dat hy vir ons gered het, en dat hy die goeie werk wat hy begin het, dat hy het sal voleindig tot die dag dat ons hom sy heerlikheid sal sien, soos hy is. Daarom skep moed, hou jy oë gefestig op Jesus, hy is die leidsman, en hy is die voleinder van ons geloof. Nou vanmôre gaan ons stilstaan by 'n belangrike gedeelte hier in Spreuke 16, ons gaan daar die 25ste tot die 30ste vers hanteer. Dit vorm eintlik 'n geheel, dis 'n waarskuwende gedeelte, dis 'n gedeelte wat ons waarsku oor hierdie pad wat ons kan inslaan, wat vir ons reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Miskien mense met wie ons omring, wat ons gaan vernietig, en daarom is dit belangrik om te hoor wat God se woord sê. Luister vriende, as jy insig en wysheid wil bekom, lees God se woord. Hierdie oordeenkings is maar 'n klein deeltjie van die groot waarheid van dit wat God in sy woord sê. Elke keer probeer ek iemand net in 'n rigting stuur, dat u verdere ondersoek gaan doen, om te sien hoe kosbaar God se woord is. Skrif met skrif vergelyk, om die groot waarhede raak te sien. Nou Spreuke 6:25 leer vir ons dieselfde waarheid as wat Spreuke 14:12 ons geleer het. Daar staan, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. En ag vriende, hoe waar is dit net nie? Hoeveel mense is daar wat op hulle koers aangaan en hulle sê, man, los my uit en ek leef soos ek wil en ek geniet my lewe en ek dink dis wat die Here vir my bedoel het en dis sy gedagte vir my, en as hy vir my 'n ander plan het as wat julle dink hy het vir my, dan sal ek op die einde van die dag maar sien. Ek sal maar verduidelik as ek aan die ander kant uitkom. Dit is my so hartseer. Ek hoor dikwels hoe ouers sê, maar die Here wil my kind ook as 'n homoseksueel seun en die Here wil graag hê my kind moet gelukkig wees soos hy is in sy sonde van homoseksualisme, of my kind het 'n vrye gees en daarom is hy miskien 'n dwelmslaaf of 'n drankverslaafde of verslaaf aan seksuele losbandigheid, en ek kan baie keer nie my ore hoor as ek hoor ouers sê hierdie goed nie. Dan dink ek by myself, dis 'n pad wat vir hulle reg lyk, maar dit sal hulle kind of hulle self later in God se ewige oordeel laat beland. Want die Bybel sê dat mense wat hierdie sonde goed praat, al doen hulle dit nie self nie, maar hulle praat dit goed en hulle gee hulle goedkeuring daaraan, sal God se ewige toorn beerwe. Gaan lees vir uself Romeine 1 vers 18 en verder. Vriende, die Bybel sê wat jy saai, sal jy maai. En as jy vanmôre 'n lewenswyse en 'n lewenspatroon het wat lynreg teen God se woord staan, weet verseker jy sal God se oordeel beerwe. As jy vanmôre 'n godsdiens aanhang wat lynreg teen God se woord is, 'n God vir jouself geskep het wat volgens jou tradisie en jou opinie is, wees verseker jou pad sal op God se oordeel uitloop. Daarom is dit nodig vir selfondersoek om vir die Here te vra, Here, hoe lyk my lewenswyse? Die aanbidding wat ek as ware aanbidding beskou, kom dit ooreen met u woord? Kom dit ooreen met dit wat die woord vir ons leer? Here, help my en bewaar my, dat die einde van my pad nie die ewige dood is, waar ek u oordeel tegemoet sal gaan nie. Die volgende vers sê, die honger van die werksman arbei vir hom, want sy mond jaag hom aan. Nou hierdie is eintlik 'n vers tussen 'n klomp verse wat heeltemal anders te klink, wat die res van die verse gaan oor die deegniet en 'n man wat tweedrag saai en 'n man wat met geweld verlei. So kom ons kyk vinnig na hierdie verse, dan gaan ons verder oor om te kyk na hierdie ander verse wat vir ons dan bietjie verduidelik hoe lyk die man wat sy lewenswyse voor God nie reg is nie. Nou ons weet vriende, as jy honger is, dan wil jy graag iets eet. Die Bybel sê wat nie werk nie, kan nie eet nie. Ons het al reeds met u gepraat oor die uitsonderings, mense wat oud is of sieklik is en die versorging wat daar vir hulle moet wees. Maar baie belangrik, as jy vanmôre kan werk, dan gaan jou honger jou dryf om dit te doen. En daarom is dit belangrik. Die Bybel sê dat die honger van die werksman arbei vir hom. So jy werk eintlik vir jouself.
Alhoewel jy vir 'n werkgewer werk, werk jy eintlik vir jouself, want deur te doen wat God van jou vra, is jy besig om 'n inkomste te genereer wat jou versadig na die tydelike, wat jou geliefdes kan versadig en ook so God verheerlik. Die Bybel sê ons mond jaag ons. Wanneer ons honger is, wil ons eet, en daarom is dit noodsaaklik dat ons weet, ons moet werk, sodat ons kan eet en God kan verheerlik. Nou, vers 27. 'n deegniet grawe 'n kuil van onheil, en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. 'n man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. 'n man van geweld verlei sy naaste en lei hom op 'n weg wat nie goed is nie. Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen. Jy sien, nou kom vers 26 tot 30 en hy verduidelik eintlik vir ons hoe lyk die pad van hierdie persoon wat op hierdie in sy oë regte weg loop, maar eintlik is dit pad van die dood. Nou kom die Bybel en hy praat van 'n deegniet. 'n Deegniet in die oorspronklike taal is 'n worthless guy, 'n wicked guy. En ons kan ook praat van 'n niks werd man. Ons kan ook hierin sit vrou of wie ook al. 'n Deegniet is iemand wat moeite doen om onheil oor 'n ander mens te bring. Die Bybel sê vir ons, hy doen dit met sy lippe, want sy lippe is soos 'n brandende vuur. Hy beloof vir mense baie, maar eintlik is dit 'n vuur wat vernietig, wat hierdie stoppels aan die brand steek en hierdie hele veld aan die brand steek en hierdie hele veld vernietig. Die Bybel sê 'n man van valse streke saai tweedrag. Sien nie weer die mond, die woorde wat hy spreek, dit saai tweedrag, dit skei vriende van mekaar. As jy in jou vriendekring iemand het wat lief is om te praat en tweedrag te saai en een teenoor die ander op te stook, vriende, wil ek jou vra, wil ek by jou pleit, skei jou af van so 'n persoon. Hy's 'n kwaadstoker, hy's 'n probleme tussen jou en jou vrou, tussen jou en jou familielede, tussen jou en jou ander vriende veroorsaak. Jy kom hierdie persone baie gou agter, want hulle woorde verklap wat in hulle hart aan die gang is. Dan praat hy ook van 'n man van geweld. Hy verlei sy naaste op 'n weg wat nie goed is nie. Weereens hierdie lewenswyse wat lei na 'n weg van die dood. En ag vriende, daar is legio nuusberigte waar een die ander een verlei. Een beloof vir die ander een hierdie wonderlike prys of hierdie wonderlike beloning as hulle saam met hulle deel in kwaad. En later beland hulle in die tronk of selfs in die graf, wanneer hulle sterwe in hierdie uitleef van misdryf en van geweld en van hierdie hartseer dinge. Daarom sê die Bybel vir ons, baie duidelik, dat die lewenswyse vir sommige mense vir hulle reg lyk, maar die einde daarvan is die ewige dood. En dan 'n belangrike vers, hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen. Een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, wie met sy oog knik, wil die waarheid verdraai. Wie sy lippe saampers, is vasbeslote oor 'n boosheid. En ag vriende, ek het dit met my eie oë al gesien. Hoe ek in 'n vergadering sit en waar mense moet die mond een ding sê en ek sien hoe een man vir 'n ander man knik en hulle was predikante gewees. En die volgende oomblik toe kom die boosheid na vore en ek sê vir my vrou na die vergadering, ek sê vir haar, sien jy, dis presies wat die skrif sê. Wanneer bose mense versamel, of hulle nou predikante, kerkraadslede, of het gewone werksmense is, as hulle met die oog begin knik, die een vir die ander ene, het hulle alreeds vooraf gespreek om 'n boosheid te begaan, en hulle boosheid dryf hulle om dan ook deur sekere gebare dinge te doen. Daarom vra ek jou, dat jy sal bly by die woord, vra vir die Here vir wysheid, skei jou af van bose mense, wat met boosheid gevul is. Jy kom hulle gou agter, vriende, of hulle in die bediening staan, en of hulle in die werksplek is, of hulle deel van die familie of familiekringe is, of van die vriendekringe, jy kom hulle gou agter, want hulle kan nie hulle boosheid wegsteek nie. Hulle kyk met die oë, soos hongerwolwe, hulle knik met die oë, hulle praat met die mond, dit is soos 'n brandende vuur, en jy sien in hulle lewenswyse 'n boosheid, wat lynreg teen die woord is, en daarom wees versigtig. Hulle mislei en verlei mense wat miskien nie altyd ingestel is om hierdie goed te sien nie. En later word jy deel van hierdie boosheid, en dit vernietig jou lewe, dit vernietig jou huismense, dit vernietig jou getuienis. Daarom as kind van die Here, bly by die woord, toets jou pad wat jy stap, kom dit ooreen met die waarhede van die woord. Maak seker dat jy nie met deegniete omgaan nie. Mense met valse lippe, mense wat tweedrag saai, mense wat lief is vir geweld, mense wat lief is vir beklei nie. Maar vra die Here vir wysheid, dat jy 'n lewe sal leef,
wat God sal behaag, sodat die einde van jou weg, die weg van die lewe sal wees, die weg waar jy hierdie geregtigheid van Christus, wat hy tot jou rekening toegevoeg het, beerwe vir tyd en ewigheid, en jy van die Here sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Vriende, mag die Here ons wysheid gee, en insig en kennis en verstand. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.